lig op verhoudings. Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Ek wil ons praatjies oor aftrede eers so bietjie op hou sit en vandag gesels oor iets wat so diep ervaar word op die oomblik. En dit is die druk van ons finansies in hierdie onsekere tye waarin ons lewe. Ons leef in 'n wêreld waar daar byna elke dag slegte nuus is. Oorloë, spanning tussen lande, stygende kostes, werksonsekerheid, skuld, brandstofpryse, kos wat duurder word en dan probeer gewone mense soos ek en jy nog steeds net elke maand oorleef. Ons kinders versorg, ons rekeninge betaal en dan probeer ons om so 'n bietjie hoop te behou. En dalk voel dit vir baie mense of die wêreld daar buite al hoe meer onstuimig raak en dat die druk by die huis ook net swaarder word. Maar Willem en liewe luisteraar, my boodskap vir vandag is dat al kan ons nie alles in die wêreld beheer nie, kan ons steeds met God se hulp ons huishoudings met wysheid bestuur. Liewe luisteraar, ek weet dat baie mense miskien op die oomblik baie moeg voel. Nie net fisies nie, maar ook emosioneel en finansiëel. Dit voel asof dit net te duur is om 'n bestaan te maak. Te duur is om kinders groot te maak en te duur is om 'n huishouding aan die gang te hou. En vir baie mense gaan finansiële druk nie net oor luksehede nie. Dit gaan oor basiese goed. Kos, petrol, elektrisiteit, medisyne, skooluitgawes en vervoer. En wanneer geld druk, raak dit nie net ons beursies nie. Dit raak 'n mens se gemoed. Dit raak jou slaap, dit raak jou huwelik, dit raak die atmosfeer in die huis. Soms dink ons die grootste probleem is net te min geld. Maar baie keer is die grootste probleem ook die vrees wat saam met finansiële druk kom. Vrees dat daar nie genoeg gaan wees nie. Vrees dat ons nie gaan kop bo water hou nie. Vrees dat dinge nie beter gaan word nie. En dis juis hier waar ons as gelowiges moet onthou. Vrees mag miskien aan die deur kom klop, maar ons hoef nie vir dit 'n plek te gee nie. God roep ons nie om in paniek te leef nie. Hy roep ons om in wysheid te leef. En nou beteken dit nie dat ons die werklikheid ontken nie. Inteendeel, wysheid begin juis wanneer ons eerlik raak. Wanneer ons sê, dit is wat ons verdien, dit is wat ons skuld, dit is wat ons elke maand uitgee, dit is waar ons moet sny, dit is waar ons hulp nodig het, en dit is wat ons aan die Here moet oorgee. Willem, daar is iets so bevrydend daaraan om eerlik met myself te wees, en die realiteit in die gesig te kyk. Want wanneer ons wegkyk of in ontkenning is, dan groei vrees binne in ons. Maar wanneer ons eerlik is, begin ons weer rigting kry. En dalk moet iemand vandag hierdie hoor. Om jou finansiële werklikheid te erken, is nie 'n teken van mislukking nie. Dit is 'n teken van moed. Baie mense is tans onder geweldige druk. Hardwerkende mense, getroue mense, mense wat regtig hulle bes doen. So as jy moeg is of bekommerd is, of jy voel jy dra te veel, jy's nie alleen nie. Maar hierdie is ook nie 'n tyd om net moedeloos te raak nie. Hierdie is 'n tyd om terug te keer na eenvoudige wysheid. Want finansiële vrede begin nie eers wanneer die ekonomie begin beter lyk nie. Finansiële vrede begin wanneer 'n mens doelbewus begin leef. Dit begin wanneer ons ophou om net te reageer en eerder te begin om met 'n plan en in gebed te leef. Dit begin wanneer ons as gesinne en as paartjies eerlike gesprekke met mekaar voer, want geldsake word baie swaarder wanneer almal stil bly. Want daar in stilte groei spanning. Waar daar eerlikheid is, begin daar eenheid kom. As jy getroud is of saam as 'n gesin finansiële druk beleef,
is een van die belangrikste dinge wat jy kan doen om rustig saam te sit en te praat. Nie om mekaar te beskuldig nie, nie om skaam te word of skaam te maak nie, maar om te sê, kom ons kyk saam, kom ons bid saam, kom ons besluit saam. Want ons is nie teen mekaar nie, ons is saam teen die druk. Maar Willem, hoe lyk wysheid prakties in so 'n moeilike tyd soos hierdie? En liewe luisteraar, ek wil vir jou 'n prentjie skets van hoe dit lyk. Dit lyk dikwels glad nie dramaties nie. Dit lyk soos kleiner, getroue besluite. Dit lyk soos om minder impulsief te koop. Dit lyk soos om 2 keer te dink voordat jy iets op skuld koop. Dit lyk soos om te onderskei tussen wat noodsaaklik en wat lekker is. Dit lyk soos om kos by die huis te maak, eerder as om onnodige geld uit te gee. Dit lyk soos om weer 'n begroting nader te trek. Dit lyk soos om uitgawes te sny wat nie meer sin maak nie. Dit lyk soos om selfs 'n klein bietjie op sy te sit vir noodgevalle. Dit lyk soos om te sê, ons gaan nie probeer ryk lyk nie, ons gaan eerder wys leef. Dit klink eenvoudig, maar is kragtig, want Willem, 'n sterk huishouding word selde gebou deur een groot oomblik. Dit word gebou deur baie klein, wyse keuses oor tyd te maak. Een eerlike gesprek op 'n slag, een onnodige uitgawe minder, een wyser besluit, een bietjie selfbeheersing, een stap in die regte rigting. Dit is hoe God dikwels werk, nie altyd net in groot wonderwerke nie, maar ook in daaglikse getrouheid. En dit bring my by iets wat ek regtig wil beklemtoon. Wysheid is deel van God se voorsiening. Ons dink soms voorsiening beteken net meer geld, maar God voorsien ook deur vir ons insig te gee, deur dissipline, deur oop oë, deur goeie raad, deur eenheid in 'n huis, deur selfbeheersing, deur die moed om moeilike besluite te neem. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Wat 'n wonderlike belofte. Dit beteken, jy hoef nie alles self uit te werk nie. Jy mag vra, jy mag bid, jy mag die Here vertrou vir wysheid in jou begroting, in jou skuld, in jou besluite, in jou gesin, in jou werk en in jou volgende stap. Miskien is die gebed in hierdie seisoen nie net, Here, gee vir ons meer nie. Miskien is die gebed ook, Here, leer ons om wys te wees met wat ons reeds het. Want baie keer beskerm wysheid juis dit wat paniek sou vernietig. Jesus praat ook van die wyse man wat sy huis op die rots bou. Die storms het gekom, die winde het gewaai, die reën het neergesak, maar die huis het bly staan, want die fondament was sterk. Dit is vir my so 'n mooi beeld van wat ons vandag nodig het. Nie noodwendige lewe sonder storms nie, maar 'n huis wat kan staan in die storm. 'n Huis waar mense saam bid. 'n Huis waar eerlik gepraat word. 'n Huis waar nederigheid belangriker is as die beeld wat ons wil probeer voorhou. 'n Huis waar daar verantwoordelikheid is. 'n Huis waar geloof groter begin word as vrees. Liewe luisteraar, maar dalk kan jy nie vandag die ekonomie verander nie. Dalk kan jy nie brandstofpryse verander nie. Dalk kan jy nie alles rondom jou beheer nie. Maar met God se hulp kan jy steeds jou huis versterk. Jy kan steeds eerlikheid kies. Jy kan steeds dissipline kies. Jy kan steeds rustiger gesprekke kies. Jy kan steeds wyser besluite neem. Jy kan steeds as gesin nader aan mekaar groei. Jy kan steeds geloof bo paniek kies. En dit maak saak,
Moenie wag vir perfekte omstandighede voordat jy begin om wyser te begin leef nie. Begin nou, begin klein, begin eerlik, begin in gebed. Want wanneer die wêreld skud, bou God steeds sterk huise. Dikwels deur gewone mense wat aan hom vashou. Klein wyse keuses maak en nie moed opgee nie. Willem en liewe luisteraar, ek wil afsluit deur vir jou te sê, mag hierdie ook vandag jou bemoediging wees. Jy hoef nie alles vandag uitgesorteer te hê nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie, maar jy kan die volgende regte stap neem. En dikwels is die volgende regte stap kleiner as wat ons dink. 'n Gesprek, 'n besluit, 'n sny en uitgawes, 'n eenvoudiger begroting, 'n gebed om wysheid. Mag die Here vir ons nie net voorsiening gee nie, maar ook wysheid. Nie net uitkoms gee nie, maar ook vrede. Nie net antwoorde gee nie, maar ook standvastigheid. Want in onsekere tye bly God steeds getrou. Liewe luisteraar, ek wil graag saam met jou bid. Here, baie dankie dat U ons ken, dat U ons nood sien, dat niks vir U verborge is nie. Dankie dat ons in onsekere tye na U toe kan kom. Ek bid vandag vir elke persoon en elke gesin wat finansiëel onder druk is. Here, gee asseblief vir hulle vrede waar daar vrees is, en hoop waar daar moedeloosheid is, en wysheid waar daar onsekerheid is. Leer ons om goeie rentmeesters te wees van dit wat U aan ons toevertrou het. Help ons om eerlik te leef, verantwoordelik besluite te neem en nie uit paniek op te tree nie. Bring eenheid in huise waar geld spanning veroorsaak. Bring rus in harte wat bekommerd is. Maak vir ons deure oop waar daar nood is. En gee vir ons die geloof om U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Dankie Here, dat U reeds voorsien, dat U steeds lei en steeds naby is. In Jesus se naam. Liewe luisteraar, baie dankie dat U geluister het en dat U by ons ingeskakel het. Mag U 'n wonderlike week hê tot ons weer gesels. Groete uit Pretoria. Totsiens.